As mens sien, dan staan julle in chat. Kan julle nie net een oggend kom sit voor ek die kos bedien? Ek sal koue graanvlokkies nou nie eens kos noem nie. Dis jy flop in hotel, nie jy eet wat voor jou is. En met wie klets jy so vroeg op die foon? Ek moes dringend met Tenis praat, ma. Tenis is alweer depressed. Ag man, shut up jy. Shut up, jy. Shut up jy. Hey, shut up julle albei, so sê hulle mos. Ek is ook depressed oor die blerrie verkeer elke oggend. Dis bumper to bumper al die pad na my werk toe. As it. Ja, dit dwing 'n mens amper om 'n motorbike te koop. Jy begin nie weer met daai motorbike storie nie. Die antwoord bly nee. Maar wat wil jy op jou ouderdom nou skielik 'n bike koop? Die verkeer dwing my. Is dit nie miskien omdat Melvin by pa se werk nou vir hom 'n Harley gaan koop nie? Moenie daai vark se naam voor my noem nie. Ek en hy praat nie op die oomblik met mekaar nie. Nee, plaas hy sy skuld betaal. Meneer wil 'n motorbike koop. Kry vir pa 'n skooter soos myne. Sy laf, die man by die werk sal 'n pap lag. Ek wil vir my 'n cruiser kry. Over my dead body, jy ry met jou bakkie werk toe, finish en klaar. Nou, Molly, jy raak nog net so streng soos my ma. Motorbikes is gevaarlik, pa. Die battery game is gevaarlik. Wat sê jy doen as ek vir my 'n bike koop? Jy, Ja, baie vrouens ry deesdae met bikes. Molly, ek glo nie of ek koop motorbikes met training-wielietjies nie. Wat is dit, pa? Daai twee klein wielietjies aan al twee kante soos op 'n baby bicycle. Haai, presies, pa. Ja, jou pa dink ek kan nie 'n bike ry nie. Ek dink ook so. Maar is te kort vir 'n gewone bike. Maar se voete sal nie eens die grond raak nie. Jy kry 3-wiel Harleys vir kort mense, kan nie omval nie. Ek weet ek het al op een gery. Wanneer? Ag, vergeet dit ek het gesê, eet jou kos. Nee, op wie se blerrie tricycle Harley het jy gery? Dis lank gelede, los dit nou. Dit kon nie lank gelede gewees het nie. Want die regte 3-wiel Harleys het eers in 2009 uitgekom. Voor dit was daar so 'n simpel tricycle, die Very Car. Maar dit het ophou maak in 1973. Hou, hoe weet pa so baie van daai bikes af? Stel belang. En ek weet hoe om te Google. Weet nie hoe julle ooit enige werk gedoen kry as julle heeldag op daai vieslike interweb sit nie. Charmenay verwy is baie kwaad vir die beauty school, want hulle dwing haar om hierdie stupid uniform te dra. Sy haat pink. Op wie se bike het jy gery? Maar pink is die skool se kleur, almal moet dit dra. Op wie se bike het jy gery? Die madam wil swart dra. Dis haar gunsteling kleur. Myne ook. Ek like swart. Ek hou van maroon of deep bass. Wat is pa se gunsteling kleur? Hy wil weet wat jou gunsteling kleur is. Die weer is blou. Blou, jou pa se gunsteling kleur is blou. Myne is pink. Ek lief pink. Toe eet of wil julle almal laat wees vanaand? Molly, Ja, op wie se flippin bike het jy gery? Dr. Proctor. Van wanneer af het die back mechanic 'n 3-wiel Harley? So 'n bietjie meer as 'n jaar. Hy behoort aan die klub en als. Hulle gaan elke Sondagoggend op 'n breakfast run na artiest toe. Is dit? Ja, hy het die regte egte leerbaadjie, die badges, die leather pants, die handskoene en die helmet met die ingeboude selfoon en alles. Ek haat hy bliksem. Ag, vergeet nou van hom. Nee. Ek wil weet, wanneer het jy op die back mechanic se bike gery? Toe hy dit gekry het, het hy vir almal by ons werk vir so 'n spin om die blok gevat. En toe hy vir jou vir 'n spin om die blok gevat het, waaraan het jy vasgeklou? Ek dink ons moet liewer oor iets anders praat. Maar ek moes nou vir pa al die detail gegee. Ja, kom ons praat oor Charmenay verwy. Of die nuwe wasmasjien wat ek bitter nodig het. Hierdie oomblik voel ek niks vir niks. Behalwe miskien om na jou werk toe te ry en daai back mechanic house 'n snotklap te gee. Hoekom doen maar dit? Ma weet hoe onredelik jaloers pa kan wees. Wat het ek gedoen? Ma weet. Ma moes nooit van my flippin dokter se bike gepraat het nie. Daai 3 wiele sit meer soos 'n sportkar as 'n motorbike. 'n Ingeboude hi-fi en alles. Hou maar daarvan. Was by die dokter se geaardheid. Hy werk so hard. Hy verdien dit om oor naweek bietjie los te ruk en te ontspan. En pa werk nie hard nie. Dis nie wat ek gesê het nie. Weet partykeer worry ek oor ma. Hoekom? As ek nie van beter geweet het nie, sou ek sweer ma het 'n crush op daai flippin dokter Proctor. Is jy laaf? Ek werk vir die dokter, dis al. En hy kan niks in ma se oë verkeerd doen nie. Jy weet nie waarvan jy praat nie. Ma, ek is nie meer 'n skooldogtertjie nie. Ek
kan sien hoe blink ma se oë as maar net van die bliksem praat. Ek respekteer hom as 'n dokter, dis al. Hy is 'n tandarts, nie 'n dokter nie. Nou klink jy nes jou pa. Arme pa mag nie eers oor motorbikes praat nie, maar ma sien niks daarmee verkeerd dat daai flippin dokter een het nie. Ek is nie met daai dokter getroud nie, hy kan maak wat hy wil. Moet asseblief dan nie vir pa so hard nie. Verskoon my. Ek wil jou pa sowat 'n smeek vir 'n nuwe wasmasjien, maar hy wil motorbikes koop. Sorry, jou pa moet sy prioriteite regkry. Wat van ma se prioriteite? Ekskuus. Pa is ma se man. Is dit te veel gevra om hom net 'n bietjie spesiaal te laat voel? Wanneer laat hy my bietjie spesiaal voel, hè? Wanneer laas het hy uit sy eie vir my bossie blomme of 'n chocolate gekoop? Nee, sy kop is te vol flop en batteries en nou motorbikes. So wanneer laas het ma vir pa sommer net ietsie gekoop? Dit het niks met jou te doen nie. Jy moet liewer net op jou studies konsentreer, juffrou. Jy hou op met jou slim praatjies. Ons bedryf, of jy laat is, hè? Toe, kom. Ek dink aan om vir my 'n swart chef bootjie te kry. Shermanay sê dit sal baie sexy lyk. Hoofkantoor reken ons tak is nie swart genoeg nie. Maar pa is die enigste wit ou daar. Ja, hulle sê Neville Naidoo is nie swart genoeg nie en Melvin is so wit. As dit nie vir sy hare was nie, sou mens nie kon sê dat hy bruin is nie. Ek verstaan hierdie kleurbesigheid glad nie. Raak nou erger as ooit. Ek sweer dis die regering se grootste wens dat alle wit, bruin en Indiër mense sommer net uit die land uit moet verdwyn. Hoe nou, pa? Soos magic. Abracadabra. Poef. En weg is almal wat nie swart is nie. Ek weet van 'n sekere youth wat mal sal wees daaroor. Nou as jy lekker om so ontuis te voel in jou eie land nie. Wat kan 'n mens daaraan doen? Boggerel. Ons moet net maak soos Neville Naidoo sê. Vir jou dinge af van die politiek en probeer soveel geld as moontlik maak. As ek eendag geld maak, sal ek vir pa 'n motorbike koop. 'n Softail met 2 wiele asseblief. 'n 3-wiel is vir sissies. Of sensitiewe back mechanics. Ja, ten minste verstaan jy hoe ek voel. Ek dink ma is net bekommerd oor pa se veiligheid. Nee, jong, ek weet nie wat jou ma dink nie. Ek sweer sy sou verwag dat ek op 'n wasmasjien moet werk toe ry. Ek moet ry, ek gaan laat wees. Ja, ry. Ah, sir, SMS van jou ma af. Wat sê sy? Verkeer vreeslik. Ek is nou daar, pokkels. Wat help beteken dit? Pa, ek dink ma het per ongeluk daai boodskap vir pa gestuur. Pokkels! Wie die hel is pokkels? Dalk dokter Proctor. Ah! Hey, wat maak julle tweetjies? Shermanay Kili my ma. Ek sien so. Pas op net. Net nou lei dit na dance, if you know what I mean. Ek liefkoes my beer, mag ek nie? Ja, nee, jy mag. Wens Plapsie wil ek met my ook doen. Ek dog jy is veronderstel om depressed te wees. Ek was, maar gelukkig is ek nou weer terug op my medikasie. My ma drink nogal baie pille. Sy sê dit maak my pa meer interessant, maar dit laat haar tong sleep. Nou dat my ma verwag, mag sy nie meer pille drinkie. Ook niks drank gebruikie. En haar boyfriend moet buite in die tuin gaan rook. En dis goed, sy doen dit vir die baba. Toe my ma my verwag het sy boom gerook. Hoe weet jy dit? My ouma het my groot gemaak totdat ek 2 was, want my ma en my pa was tot dan toe soos 2 jojo's in en uit rehab. Maar toe trou haar ouers en hulle hou op boomrook. Dis was jy 'n buite-egtelike kind. Net totdat ek 2 was. Ek kom uit 'n gebroke huis uit. Ja, ons almal weet dit. Maar my sussie wat op pad is, sal nie. Met my ma na 'n lang bliksem gaan volgende maand trou. Is dit? En my ma wil hê ek moet haar in die kerk weggee. Ai, dis baie sweet. Ek sal dit doen vir my ma en my sussie se onthaalwe. Maar diep in my wil ek nie my ma vir hom gee nie, Hoekom nie? want ek like hom nie. Hy irriteer my verskriklik as hy so vatterig en vryerig is met my ma. Hy's verlief op jou ma, wat verwag jy? Hoe voel jou ma as hy so te kere gaan? Hy flip en like it en giggel soos 'n bakvissie. Dan is jou ma seker ook verlief op hom. Dit is vir my baie moeilik om te aanvaar. Ag, shame. Jou ma en haar ouers so verlief op mekaar, hulle het saam 'n babietjie gemaak. Asseblief.
Ek is baie gelukkig dat ek 'n sissietjie gaan kry, maar hoe dit gebeur het, wil ek asseblief nie aan dink nie. Okay? Jy het baie issues, hè? Dis normaal vir iemand wat uit 'n gebroke huis uitkom. Hoekom gaan praat jy nie daaroor met Blapsie nie? Wil julle twee privaat wees? Nee, ons wil nie voor jou vrou nie lus maak. Okay. I get the message. Loud and clear. Ek sal waai. Sodat julle kan privaat wees. Waai. Lekker privaat wees. Daai chommy van jou is paranoid. Wat beteken dit? Die liggies is aan, maar daar's niemand by die huis nie. Ja, rubbish. Voel jy al beter? Ja, bietjie. Jy weet, jou broer is nie dieselfde ou faatjie van 'n hy en daai meisie saam is nie. Ja, ek weet. Hy is deesdae hiperwindgat. Elke keer as Charmaine en daar rond tafel is, wil hy net so gou as moontlik van my ontslaa raak. Wel, ek kan dit verstaan. Hy was vir so lank sonder 'n meisie en nou wil hy met alle geweld opvang. Wat opvang? Vry. Hy het jare se vry om op te vang. Wel in daai geval vergewe ek hom. En jy, meneer Van Rooyen, is deesdae so behept met jou nuwe baba sissietjie wat op pad is. Ek voel skoon afgeskeep. Afgeskeep waarmee? Vry. Deesdae wil jy baie meer praat as net vry. Regtig? Is jy dalk moeg vir my? Soen ek nie meer lekker nie of wat? Nooit nie, Blapsie. Niemand soen so amazing soos jy nie. Oh, sê dit weer. Niemand soen so amazing soos jy nie. Dalk net faatjie. Ekskuus. Ek maak net 'n grappie, okay? Jy het my nou amper 'n kat laat skiet. Blapsie. Weet ek's baie lief vir jou, nee. Ja, ek weet. En ek weet dat ek nooit terselfdertyd so lief vir 'n ander meisie sal kan wees nie. Ek flip en hoop nie so nie. Wat my pla is, hoe kan jou ma ewe lief vir jou en faatjie wees? Ek dink wat jou regtig pla, is dat jy wonder of jou ma vir jou en jou sissietjie ewe lief gaan wees. Dan sy nie baie liewer vir die babietjie wees nie. Nee, 'n ma se liefde vir haar kinders is 'n hele ander soort liefde. Daar sal altyd eweveel liefde wees vir elke kind. Dankie tog. En dankie tog dat jy nou alweer van jou baba sissietjie praat en die muur heeltemal gebreek het. Wat 'n moed. Die een tussen ons. Ek was op die punt om jou vuurwarm te vry. Maar nou is die oomblik verby. Ja, hoe kan ek jou oomblik terugkry? Wys my jou sixpack. Ek het nie een nie. Dis te hard as flippin pogel wat een het. Hi. Is dit? Ja, en nou het jy die moed heeltemal gebreek deur om oor daai bliksem se sixpack te praat. Dankie. Want nou weet jy hoe ek elke keer voel as jy die moed gebreek het. Ek bel jou al die hele dag, maar jy antwoord nie jou selfoon nie. En as ek die werk bel, sê Neville Naidu jy's te besig. Wil jy nie met my praat nie? Ek is te kwaad om te praat. Hoekom is jy kwaad? Asof jy nie weet nie. Nee, ek weet nie. Is dit? Pokkels! Wie die hel is Pokkels? Ek het daai SMS per ongeluk na jou selfoon toe gestuur. Dit was nie vir jou bedoel. Vir wie was dit bedoel? Dokter Proctor. Aha! Dan herken jy dit. Pokkels! Van wanneer af is die bliksem Pokkels? Is dit vanaf dat jy 'n spin op sy buik om die blok gevat het, hè? Jy gaan verniet so aan. Dit is 'n onskuldige troetelnaampie vir die dokter. Ek noem hom Pokkels, hy noem my Mossie. Mossie! Hoe lank gaan dit al aan? Ons werk al jare saam. Dit het sommer die verloop van tyd gebeur. Ek dink jy moet onmiddellik bedank. Ekskuus. Ja, jy moet kies. Of jou werk of ek, nie al twee nie. Dwing jy my nou om te kies tussen my werk en my man? Ja, kies nou. En niks se gejap daaroor nie. Dis nou finaal. Kies wors of Pokkels. Vra jy my om te kies tussen jou en Dr. Proctor of tussen jou en my werk? Dis dieselfde ding. Nee, dit is nie.
As ek moet kies tussen jou en die dokter, is dit maklik. Ek kies jou want daar's niks behalwe 'n werksverhouding tussen my en dokter Proctor nie. Maar jy noem hom Pokkels. Maar jy noem soms vir Neville Naidoo Nefs of vir Melvin Mels. Maar waarom ek praat ek nie met daai windgat van 'n Melvin nie. Jy weet vandat hy daai geld gewen het, is hy nie meer dieselfde mens nie. Gaan jy hierdie koffie nou net hier laat staan en koud word? Ek sal daai koffie drink as jy jou werk bedank. As jy laf, ons sal nooit uitkom op jou salaris nie. Ek sal oortyd werk. Ek sal nagte deurwerk. Jy moet liewer net bedank. Wie gaan jy in die middel van die nag 'n battery verkoop? Nou gaan miskien nie nagte deur nie. Ja, want in die nagte moet jy agter my plat lê en my vashou. Molly sê my reguit. Is jy net myne? Natuurlik, I'm your wife for life. Drink nou jou koffie, dat ek ons kos gaan gaar maak. My enigste ou rowwe blokseman. Ek tog ek hoor iemand in die kombuis. Ja, ek maak dit gou vir my en jou dehydrated pa 'n bietjie lafenis. Okay, information overload. Ek het eintlik net vir my 'n onskuldige glasie melk kom haal. Hierso laat ek vir jou skink. Jou pa kan so jaloers wees. Is dit? Ek dink maar like dit baie as hy so erg is oor ma. Ek het nie idee hoe ek moes perform om hom te paai nie. Ma, asseblief. Ek wil regtig nie enige detail verder hoor nie. Kyk, ek is baie bly as ma en pa opgemaak het. Kan ek dit asseblief my melk kry sodat ek kan gaan slaap? Ek dink ek moet yoga of iets begin doen. Ek is nie meer so soepel as wat ek was nie. Nag, ma. Nag. As mens nie meer die splits kan doen nie, moet mens nie eers probeer nie. Sal vragtige heup breek. Waar's pa? Bietjie laat, hy kon nie vanoggend so maklik uit die bed uitkom nie. Hoekom nie? Bietjie moeg, julle pa werk baie hard. Hy was uitgeput. Ja, okay, ma, ons weet. Shermanay Verwy gaan vandag uit protes haar pink uniform wat sy swart gedaai het aantrek. Hy meisiekind soek moeilikheid. Polly Ann gaan haar vandag huis toe ja. Die laaste ding waarvoor ek volgende voel is werk. Ag, ek weet my ou Apie, ek sou ook liewer wou inlê vanoggend. Dit kan dalk net so gevaarlik wees vir my Jelly Belly danser. Ja, jou stourike boude. Kom hy saam in my mode. Oh, please, get a room. Shermanay hou nie van pink nie. Sy haat dit. Ek hou van blou. En ek hou van jou. Moenie so diep in my oë kyk nie, Mr. Knight Rider. Jy weet, as ek nie van beter geweet het nie, sou ek sweer ma en pa kom van 'n ander planeet af. Eerder dit as wat hulle stry oor niks. Hoor jy hoe praat die kinders van ons? Hulle moet gaan speel in die verkeer. Hoi, ek kon net gou vir my beer 'n bietjie green tea kom maak. Sal die ketel aansit? Nou, kook jy? My ma voel nie lekker nie en toe sê ek sal kook. Kan jy kook? Hoe lyk dit? Ek is useless in die kombuis. My talente is vir ander plekke bedoel. Soos waar, die slaapkamer. Hey, moenie bietjie raak nie. Of is dit waar? Ek het gesien jy was vroeg weg vanoggend. Daai Polly Ann is 'n pyn. Sy waardeer nie 'n mens se uniekheid nie. Ek haat pink. Dit is die skool se kleur. As almal net dra wat hulle wil, dan sal dit, Amazing wees. hè? Think outside the box. Mense is individue. Uniform dra is van die oude doos. Dis bedoel vir die army en die polisie. Nie kreatiewe mense soos ons nie. Jy het dalk 'n punt. Ons moet 'n betoging reël teen die dra van uniforms. Ek sweer daai ou Polly Ann bollie in haar broek. Ek hoor by Dikgat, jou ouers was so rof toe hulle jonk was. Hulle is nou nog. Wel, hulle rook nie meer boom nie, maar hulle drink nou allerhande voorgeskrewe pille. Om hoog te wees. Soos 2 kites.
En dan kan hulle mekaar nie uitlos nie. Dis om van te kots. Ek weet presies wat jy bedoel. Hoe weet jy? Hierdie huis se mure is papierdun. Oh, gross. Exactly. Mega gross. Ek het vir Dr. Proctor gesê dat ons liewe professioneel moet wees en mekaar nie meer troetelnampies moet noem nie. En jy het vir hom gesê dat ek hom gaan donder as hy dit wag. Ek dink nie dis meer nodig na daai SMS wat jy vir hom gestuur het nie. Ons verstaan ek en die dak mekaar. Oef. Ek dink ek moet 'n fisio gaan sien. Ek het 'n spier of 10 gerek. Hy windgat van 'n Melvin kan nie meer 'n motorbike koop nie. Het jy gehoor wat ek gesê het? Ja, ek het maar wie net eens vertel dat 2 van Melvin se vorige vrouens uitgevind het van sy honings en hom gedagvaar het vir al sy agterstallige onderhoudgeld. OK, jy het my vertel. Kan ons nou asseblief oor my pyn praat? Waar pyn jy? Oral. Ek is nie so soepel as wat ek was nie. Jy sou dit nie gisterand gesê het nie. Ja, ek weet. O ja, ek moet jou ook sê, ek het vandag vir Melvin 'n snotklap gegee. Jy het my beloof om nooit weer by die werk te beklei nie. Nee, ek weet maar, ek moes. Hy het 'n aanmerking oor jou gemaak. Oor my? Niemand sê so iets van my vrou nie. Sorry. Wat het die vark gesê? Miskien moet ek jou liewer nie sê nie, as jy net ontstel. Nou sê jy my moet sê. Praat vir Sagie. Melvin het gesê, jy is so kort. As jy 'n pyn het, sal jy nie weet of dit keelseer of aanbye is nie.